Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om vanoggend weer by mekaar te kan kom. As 'n gemeenskap van heiliges, Here, as 'n familie in Christus. Here, en ons is besig met 'n reeks oor die gesin, Here. En ons weet, en ons het nou geleer in die laaste paar weke, dat hierdie 'n geweldige belangrike onderwerp vir ons is. Here, seën ons vanoggend, hier waar ons na die volgende fase van ons reeks toe gaan, Here, waar ons gaan kyk na die rol van die man. En ons gaan sien vanoggend, Here, dat hierdie die fondasie is van die gesin, Here. Here, seën elke man wat hier is vanoggend wat na hierdie boodskap luister. Here, maar seën ook elke vrou, Here, want die vrou is aangestel as die man sy helper. En sonder die vrou, Here, kan ons manne nie hierdie rol vervul nie. Here, seën u eie woorde vanoggend. Seën my ook asseblief, Here, dat ek die woord reg gebruik en dat ek die boodskap so sal oordra, Here, dat u alleen verheerlik sal word. Amen. So julle sal let dat ek het nie vir julle Bybelverse gestuur wat julle Bybels kan gaan oopmaak nie, want ons gaan nie in veel ander plekke wees vanoggend as in Efesiërs nie. Maar ons is besig met 'n studie van Efesiërs en binne in hierdie studie is ons besig met 'n reeks wat elkeen van ons baie persoonlik raak, en dis die gesin. En vir die laaste 2 Sondae het ons gekyk na die rol van die vrou, en om God se ontwerp vir die gesin te verduidelik, moes ons ongelukkig gekyk het na wat het verkeerd gegaan binne in ons gesinne. En dit skep 'n baie negatiewe effek, of dit het 'n baie negatiewe effek op ons as ons kyk wat verkeerd gegaan het, en ons is eerlik met onsself en ons kom agter, maar ons het hierdie dinge in ons lewe ingebring. Ons het dit self in ons eie gesinne ingebring. En dit is maklik om moedeloos te raak vir ons as gelowiges. So wat ek vanoggend wil doen is, as jy moedeloos is vanoggend oor hierdie toestand waarin jou gesin heel moontlik is, dan wil ek jou vanoggend bemoedig. En ek wil teruggaan na Efesiërs 1, 2 en 3 toe. En ons het in Efesiërs 1, 2 en 3 gesien dat wanneer ons in Christus is en wanneer Christus in jou is, dan is dit 'n permanente verandering. En ons het dit genoem die posisie in Christus. En ek wil graag julle geheue bietjie refresh vanoggend, dat julle kan onthou wie julle is in Christus. En as ek dit kan opsom, jy is gekies deur God, jy is gekies om heilig te wees, jy is reeds geseën met alle geestelike seëninge, jy is aangeneem as 'n kind van God, jy is verlos deur Jesus se bloed, jou sondes is vergewe, jy het God se oorvloedige genade ontvang, jy het as 'n kind van God 'n hemelse erfdeel ontvang, en jy is geseël met die Heilige Gees. So wanneer jy aangeneem is as 'n kind van God, dan is jy in Christus, en Christus is in jou. En hierdie is jou hemelse posisie. Dit is die geestelike transaksie wat plaasgevind het toe jy tot redding gekom het. Dit is wie jy is. So hierdie eerste 3 hoofstukke van Efesiërs gee ons die teologie van ons as gelowiges. En dan van hoofstuk 4 af skryf Paulus vir ons, hoe moet ons praktiese lewe lyk as ons hierdie teologie wil toepas in ons lewens? Met ander woorde, hoe gaan jou dag tot dag lewe lyk as iemand wat in Christus is? Want jy moet onthou, hierdie goeders wat ek nou genoem het van jou posisie in Christus, al hierdie goed het God gedoen. God het alles gedoen. Jy het geen bydrae gehad in hierdie posisie van jou in Christus nie. Hierdie is die genade wat God aan jou getoon het. En ons kan vra, hoekom het hy dit gedoen? Want hy is 'n God van barmhartigheid. Hy is 'n God van genade. En ek en jy is hierso vanoggend omdat God aan ons genade getoon het. En omdat jy nou 'n kind van God is, en omdat jy niks met hierdie posisie van jou, jy het geen invloed gehad nie, het God jou met 'n verantwoordelikheid gelos. En hierdie verantwoordelikheid is jou dag tot dag lewe, jou persoonlike lewe. Met ander woorde, dit wat jy doen, dit wat jy dink, hoe jy reageer om jou omstandighede, dis jou verantwoordelikheid. Jy moet sorg dat jou lewenstyl aanpas by jou posisie in Christus. En dit is hierdie verantwoordelikheid wat ons in ons gesinne agtergelaat het.
Ons het as kinders van God wegbeweeg van God se woord af. God het vir ons die blueprint gegee in die woord van God van hoe ons gesinne moet lyk, en ons het gekies om na die wêreld te luister. Dis wat ons gedoen het. Maar iets wat jy moet onthou, en jy moet dit glo, is hierdie ongehoorsaamheid van jou, het niks verander in hierdie posisie nie. Hierdie posisie van jou in Christus is nog presies dieselfde. Jy het niks gedoen om dit te ontvang nie. Jy kan niks doen om dit te verloor nie. Met ander woorde, jou ongehoorsaamheid aan God het nie hierdie posisie van jou vernietig nie. En ons moet dit glo, en ons moet dit onthou. Dis geweldig belangrik. Jy is 'n kind van God, omdat God barmhartig is. Nie omdat jy oulik is nie, of omdat jy op een of ander stadium van jou lewe 'n besluit gemaak het nie. God het besluit om aan jou genade te toon. So daar's 'n baie groot verskil tussen jou posisie in Christus en dit waarin jy jou waarde vind. Want hierdie gedeelte kom neer op jou gehoorsaamheid. Jy gaan jou waarde vind in dit waarin jy gehoorsaam is. As jy gehoorsaam is aan God, vind jy jou waarde in hierdie posisie. As jy na die wêreld luister, gaan jy jou waarde vind in dit wat die wêreld vir jou vertel. En dit is belangrik om te weet. Jou posisie in Christus is vasgelê in God, nie in wat jy doen nie. Glad teen wat jy doen nie. So die vraag is, hoe gehoorsaam is jy aan God? Dis die vraag. Hoe ver is jy bereid om jouself te verloon ter wille van getrouheid aan die woord van God? Jou waarde lê in wat God in sy woord sê. Dis waar jou waarde lê. Nie in wat die wêreld sê jy moet doen. Ek hoop dit maak vir julle sin. Want dit is geweldig belangrik as ons na hierdie negatiewe goeters kyk, dat ons nie moedeloos raak nie. Wat ons moet doen is, ons moet op plek kom waar ons sê, Here, ek was ongehoorsaam. Vergewe my asseblief. En dan moet jy dit regmaak. So dis belangrik dat jy dit moet weet. Die wêreld sê dat ons as gelowiges is dwaas om in 'n God te glo wat nie gesien kan word nie. Hulle sê ons is dwaas om ons eie vlees te verloon, om nee te sê vir die vleeslike begeertes, net omdat ons 'n onsigbare God wil verheerlik. Maar wat hulle nie weet nie, is dat hierdie onsigbare God het sigbaar geword binne in ons lewens. Ons veranderde lewens is 'n teken van hierdie onsigbare God. Ons is kinders van die lewende God. En daar kan niks meer waardevols as dit wees nie. Daar kan niks anders te wees waarin jy meer waarde kan vind as die feit dat jy 'n kind is van die lewende God nie. En dit bring ons nou by vandag se gedeelte van hierdie reeks oor die ontwerp van die gesin. En dis by die man. Nou ons het al reeds gesien hoe die wêreld die gesin negatief beïnvloed het. Ons het gesien dat dinge geweldig sleg gaan in ons gesinne, in elke vlak van die samelewing. Ons het ook gesien dat Christens gesinne nie hierdie verwoesting vrygespring het nie. Christen gesinne lyk ongelukkig net soos ongelowige mense se gesinne. En wat ons ook gesien het, is dat die leuen van die wêreld, dat die vrou die rol van die man moet oorneem, baie sterk in ons gesinne is. In baie gesinne. En hierdie leuen is ook ingelaat in die kerk. Die kerk het ook toegelaat dat die vrou die rol oor begin neem van die man. En ons gesinne is in die moeilikheid. En die kerk is in die moeilikheid. Maar nou moet ons die vraag vra. Waar was die manne toe al hierdie leuns van die wêreld ingekom het? Waar was die man gewees? Waar was die godvreesende manne wat moes opstaan en sê dat hierdie nie deel is van God se ontwerp nie? Waar was hulle gewees? Waar was die manne gewees wat gesê het tot hier toe en nie verder nie? Ons gaan dit nie toelaat nie, want dit is 'n leuen. Ek kan vir julle sê waar was die manne. Die manne julle moet vashou. Nou die manne wat nou al 'n tydjie met my pad stap, niks wat julle vanoggend gaan hoor gaan nuus wees nie. Ek het dit dalk net bietjie op 'n ander manier verwoord vanoggend. Manne was passief in hulle gesinne besig om hulle eie ding te doen. Dis waar die manne was.
Manne was besig met hulle eie agenda. Hulle was net soos Adam, wat by Eva gestaan het, toe sy verlei is. Die manne was te ruggraatloos, om te sê, dis 'n leuen, dis verkeerd. Ons gaan dit nie glo nie. Hoekom was die manne so? Want hulle wou ook deel hê aan hierdie vleeslike begeertes. 10-1 het daai boom vir Adam ook lekker gelyk. En dis hoekom hy niks gesê het nie. Dis hoekom hy gekies het om stil te bly en vir Eva te los om die vrug te eet. Die vrou is die scapegoat gemaak. Hoor julle manne dit? Die vrou is die scapegoat gemaak. En Adam het dit toegelaat. Die man het dit toegelaat. Weet julle wat is die grootste sonde van die man in die huis vandag? Is passiwiteit. Manne wat passief is oor hulle geloof. Die man sit terug en laat sy vrou die rol inneem van die hoof van die huis. Ek het verlede week gesels oor die industriële revolusie. Nou ons gebroke gesinne vandag is 'n resultaat van die industriële revolusie. Manne is uit die huis uit gelok deur werk en deur geld sodat hulle vir hulle gesinne 'n beter lewe kon gee. En ek sê beter lewe in aanhalingstekens, want ons het die leuen van die wêreld geglo dat goeders ons lewe beter gaan maak. En die werk het die man se identiteit geword. En dis vandag nog so. Die manne vind hulle identiteit in hulle werk. Die man vandag glo dat hy sy waarde vind in hoe goed hy vir sy gesin kan sorg met goeders, met geld, met fisiese goed en nie geestelik nie. Manne vandag lewe lewens weg van hulle gesinne af. Hulle lewe lewens met doelwitte wat gefokus op hulle self en hulle eie loopbane en dit wat hulle kan bereik. En dit maak dat hulle lewens lei wat geïsoleerd is van hulle gesinne af. Nou dit wat ons reeds gesê het oor die feministiese beweging en dit wat ons gesê het van die vrou wat rebelleer teenoor die man, dit alles moet gesê word, want dit is waar. Dit alles is waar. Maar wat moet ons sê oor die man wat gehelp het laat dit gebeur? Wat moet ons daaroor sê? Want manne, ons het gehelp. Ons het dit toegelaat. En die feit dat ons dit toegelaat het, beteken ons het gehelp om God uit ons gesin uit te kry. Want as ons eerlik is met onsself, vanoggend manne, dan weet ons, dit begin bo. As 'n besigheid begin sleg doen, dan begin die aandeelhouers hulle kyk eers na die CEO. As die Springbokke van volgende Saterdag af begin games verloor, wie is die eerste wat sy job gaan verloor? Dis Rassie Erasmus. Hoekom? Want hy is die hoof. Hy is die hoof. En so is dit net soos die gesin. Verrotting begin bo. Verrotting begin altyd bo. Hierdie wegbeweeg van God se ontwerp af vir die gesin het by die man begin. Dit het by Adam begin en dit het by elkeen van ons begin. Ons het passief geraak in die dinge van ons gesinne. En ons het veral passief geraak in die geestelike en emosionele aspekte van ons gesinne. Ons het met tyd toegelaat dat die vrou die oorwegende rol begin speel in ons kinders se lewens. Die vrou het begin om die oorwegende besluite te maak in ons gesinne. Ons het dit eers toegelaat in die huis, waar die man weg is om te gaan werk, om sy eie empire te gaan bou, en toe dit oorgespoel na ons kinders se opvoeding toe. Toe begin ons kinders wegstuur na staatskole toe, en ons laat oorwegende vroue hulle leer, want as jy gaan kyk na die mans en die vroue persentasie in die onderwys, is dit skokkend om te sien hoe min mans onderwysers ons kinders leer. Ons laat toe dat die feministiese leuen aan ons kinders geleer word, en hierdie lering wat ons kinders leer, word bepaal by 'n ongelowige regering. En ons stuur hulle so toe. En toe het ons dit toegelaat in die kerk. Geestelike volwasse manne in die kerk
wat Sondagskool gee en kinders leer van God, is vervang met ma's en met ander jong mense om kinders te leer. En in die kerk is dit ook oorwegend vrouens wat doen wat gedoen moet word in die kerk. Selfs in die kerk is ons manne passief. En hier sit ons vandag, 2025, met 'n samelewing waar dit aanvaarbaar is dat die man van die huis nie betrokke is in sy eie gesin nie. En ons kan ekonomiese redes en ons kan die industriële revolusie die skuld gee vir dit. Ons kan sosiale redes die skuld gee. En ons kan die feministe die skuld gee vir al hierdie dinge. Ons kan selfs die bose wêreld om ons die skuld gee. En ons kan selfs vir Satan die skuld gee. Maar as ons teruggaan na die basics toe, dan is die rede vir die verval van die man as hoof van die huis die feit dat die man nie gehoorsaam is aan die woord van God nie. As ons teruggaan na Genesis 2 toe, God het vir Adam die opdrag gegee, nog voordat Eva gemaak is. Dis ons verantwoordelikheid. Die realiteit van hierdie saak is, as ons die gemiddelde Christen man gaan vra oor die Bybel, dan kan hy dit nie antwoord nie. Die gemiddelde Christen man vandag het nie 'n klou wat die Bybel sê oor sy eie rol nie. En wanneer jy dan die gemiddelde Christen man neersit, en jy wys vir hom wat sê God oor sy rol, dan stel hy nie belang daarin om gehoorsaam te wees nie. Want dit pas nie sy lewenstyl nie. Dis waar ons is in 2025. En onthou, ek praat van Christenmans. Manne is bereid om daar buite in die besigheidswêreld gedissiplineerd te wees. Hulle is aggressief daar buite om hulle eie doelwitte te bereik. Maar wanneer dit kom by hulle gesinne, laat hulle toe dat die vrou die rol van hoof oorneem. En die spin-off is altyd chaos. Die spin-off daarvan is altyd verwoesting van die gesin. Dit loop altyd uit op onvervulde huwelike, kinders wat nie gelukkig is nie, en wat ons manne nie besef nie. Ons het ons eie manlikheid prysgegee. Ons het dit weggegee. En dis waar ons vandag is. Ons manne het hierdie situasie veroorsaak. En ons het dit veroorsaak omdat ons passief was wanneer dit kom by ons geloof. Maar waar begin ons om dit reg te stel? Want ons kan dit regstel. En die beginpunt is die woord van God. Dis die beginpunt. Dit begin by die besef dat God vir my en jou 'n verantwoordelikheid gegee het. God het vir ons 'n verantwoordelikheid gegee teenoor ons vrouens en teenoor ons kinders. Dis 'n verantwoordelikheid waarmee God jou gelos het. Dit begin by die besef dat jy as man van jou huis verantwoordelik is vir jou gesin se fisiese, geestelike en emosionele welstand. Dis jou verantwoordelikheid. Daar's niks misterieus aan die rol van die man nie. Daar's niks misterieus daarin om die hoof van jou huis te wees nie. Jy hoef nie op 'n spirituele trip te gaan om te leer hoe om die man van die hoof van jou huis te wees nie. Wat hierdie rol betref, is praktiese goed. Dis praktiese goed om die hoof van jou huis te wees. Morele en geestelike leierskap is prakties. Om te voorsien in jou gesin is prakties. Om jou gesin geestelik en fisies te beskerm is praktiese goed. Om daar te wees vir jou vrou en jou kinders is praktiese goed. En dit is waaroor dit gaan. Dit wat jy doen binne in jou huis. Wanneer ek en jy hierdie verantwoordelikheid begin opneem, dan sal ons gesinne weer begin lei. Dan sal ons die ontwerp wat God vir ons gesinne gehad het, terugbring in ons eie gesinne. En dit begin by die woord van God. As ons weer Godvreesende manne in beheer van ons samelewing wil hê, dan moet dit in die huis begin. Dit moet in jou huis begin. En dan sal dit oorspoel na die kerk toe. En dan sal dit van die kerk af na die samelewing toe uitbrei.
Dit is hoe God dit ontwerp het. En weet julle waar begin dit alles? Begin by jou liefde vir jou vrou. Dis waar dit begin. Julle kan julle Bybels oopmaak by Efesiërs 5. Efesiërs 5, ek gaan vir ons lees van vers 25 tot vers 33. En ek lees uit die woord van die lewende God. Manne, hoef nie te wonder met wie Paulus daar praat nie, nee. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het. Om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man sy eie vrou lief te hê, soos sy eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Tot sover. Nou, voordat ons na hierdie gedeelte gaan kyk, moet ons onsself net weer herinner, waar in Efesiërs is ons. En as ons teruggaan na vers 18, toe skryf Paulus, ons moet met die Gees vervul wees. Met ander woorde, dit wat Paulus nou hier skryf is, hy het eers geskryf, hoe sal die vrou wees, as hy met die Gees vervul is? En nou skryf hy, hoe sal die man wees, as hy met die Gees vervul is? So eerstens, alles wat ons hier skryf, is gebaseer daarop, dat jy 'n wedergebore Christen is, en jy is met die Gees vervul. En dan tweedens, jy is gehoorsaam aan die woord van God. Dit is daarop gebaseer. Jy is nie meer 'n dwaas nie, jy is nou wys. Jy is nie meer in die duisternis nie, jy is nou in die lig. En jy het 'n begeerte om God te verheerlik met alles wat jy doen. So dis die konteks waarin ons besig is. Dan sê hy in vers 25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê. En dis wat Paulus skryf. Jy moet jou eie vrou lief hê. Nou as hy net dit geskryf het, dan kon ons nou gesê het, okay, great, ons gaan huis toe en ons gaan wees lief vir ons vrouens. Maar weet julle wat doen Paulus? Onder leiding van die Heilige Gees, gee hy vir ons 'n kritiese woord in daai vers. Soos. Weet julle wat beteken die woord soos in hierdie konteks? Hierdie woord het geweldige implikasie vir ons manne. Ongelooflike implikasie. As jy hierdie woordjie ernstig opneem, dan gaan dit so 'n groot effek op jou lewe hê, en op jou vrou se lewe hê, en dan op jou kinders se lewe hê, en dan op jou kerk se lewe hê, en eventually op jou gemeenskap se lewe hê, dat God verheerlik sal word. As jy hierdie woordjie soos ernstig opneem, dan sal die ontwerp wat God vir die gesin het, in jou gesin inkom. Lees die vers tot jy die woord soos sien. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos. So wat beteken daai woordjie soos? Dit beteken, alles wat ek nou gaan sê, is die standaard. Alles wat ek nou gaan sê, gaan vir jou wys, hoe moet jy jou vrou lief hê? Want om lief te hê, wat beteken dit om lief te hê? Niemand weet nie. En die Heilige Gees het geweet, ons gaan wonder daaroor. Dit is hoekom hy sê, soos. So wat Paulus doen is, hy skep die geleentheid om vir ons die standaard te gaan gee. Van wat is hierdie liefde? Ek is doodseker nie een van julle het ooit gedink dat die woordjie soos so 'n verskriklike groot implikasie op jou lewe kan hê nie. En dis massive. God se standaard vir liefde is gebaseer op homself. Dis nie gebaseer op dit wat jy wil hê nie. Ons is gewoond aan liefde van wat ons op die TV sien en in soapies sien. Dit wat ek wil hê. As jy na jou gunsteling chick fliek gaan kyk, dan gaan dit altyd oor wat ek wil hê.
hierdie persoon is soos wat ek wil hê die persoon moet wees, nou is ek lief vir daai persoon. God se liefde is gebaseer op hom self. En nie wat hy wil hê nie, maar wat hy kan gee. En dis die verskil. Met ander woorde, God se liefde, die standaard van God se liefde. Ek kan dit nie op 'n beter manier verduidelik as om te sê it's out of this world nie. Ons kry dit nie hier nie. Dis nie iets wat jy hier gaan leer op aarde nie. Dit kom letterlik van God af, uit die woord van God uit. En dis nie gebaseer, manne, op jou nie. God se liefde wat jy vir jou vrou moet hê, is nie gebaseer op jou begeertes en op jou behoeftes nie. Ons het nie wêreldse liefde nodig in ons gesinne nie. Want soos ek reeds gesê het, wêreldse liefde is altyd gebaseer op wat jy wil hê. Wat kan jy kry? Vleeslike begeertes. En ons het goddelike liefde nodig in ons huise. En ons het goddelike liefde nodig in ons kerke. En dan het ons goddelike liefde nodig in ons samelewing. Want dan eers sal ons disippels kan maak. Wanneer ons lief is vir ander mense, ten spyte van ander mense. Ten spyte van wie hulle is. Maar dit begin by ons. Dit begin by ons manne, in ons gesinne. So om dus die woordjie soos op te som. Jesus Christus is ons voorbeeld, en ek en jy moet ons vrouens lief hê, presies soos die voorbeeld. Dis waaroor daai woordjie gaan, soos. En Christus het ons kom wys hoe. En ons het dit gesien. En in hierdie hele gedeelte kan ons die liefde opsom in vier afdelings, 4 punte. Dis eerstens opofferende liefde, dan is dit heiligmakingsliefde, dan is dit reinigingsliefde, dan is dit volhardingsliefde. Opofferende liefde, heiligmakingsliefde, reinigingsliefde, volhardingsliefde. En as jy gaan kyk na God se liefde vir jou, is al 4 hierdie punte betrokke daarbey. So kom ons gaan kyk na die eerste ene. Opofferende liefde. Vers 25. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad het en homself daarvoor oorgegee het. So wat ons in hierdie gedeelte sien, is dat Paulus vergelyk 'n man en 'n vrou in die huwelik. Daai verhouding vergelyk hy met Christus se verhouding met die gemeente, met die kerk. En dis die vergelyking wat hy maak. En wat ons sien in hierdie vers is, dat Christus die kerk so lief gehad het, dat hy homself oorgegee het aan die kerk. En ons weet, Christus is doodgemaak vir die kerk. Christus is doodgemaak vir ons. En ek en jy sê baie keer, manne, ons sal ons lewens gee vir ons vrouens. Ons sal doodgaan vir ons vrouens. En dis baie nice om dit te kan sê, en dis noble as jy dit kan sê. Maar dis nie waarna ons nou kyk nie. Die vraag is, gaan jy lewe vir jou vrou? Dis die vraag. Hierdie is prakties. Gaan jy lewe vir jou vrou? Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, skryf Paulus. Paulus skryf dit in die present tense. Hy skryf dit nou. Jy moet nou jou vrou lief hê. Dis 'n aanhoudende proses hierdie. Dis nie 'n once-off ding nie. Christus het sy kerk van begin van tye af lief tot aan einde van tye. Christus het die kerk die heeltyd lief. Christus het mens geword en geweet sy eie mense gaan hom verloor. Hy het geweet sy eie mense gaan hom vloek, hulle gaan hom uitskel en hulle gaan hom uiteindelik doodmaak. En hy het nog steeds gekom. Hy het nog steeds mens geword. Weet julle hoekom het hy nog steeds gekom? Want hy het geweet ons het hom nodig. Nou moet julle die koneksie maak. Hoekom moet jy jou vrou lief hê? Want sy het jou nodig. Sy het nodig dat jy haar lief het. Sy het nodig dat jy haar op hierdie manier lief het. Hoor wat staan in Filippense 2 vers 6 tot 8.
Jy hoef nie so intoe te blaai nie, ek gaan net vinnig daardeur kyk. Ek lees dit uit die 2020 vertaling uit. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, tot die dood aan die kruis. Jesus het sy hemelse troon verlaat en hy het mens geword, hy het soos die skepsel geword. Want hy het geweet ons het hom nodig. Romeine 5 vers 7 en 8. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Jesus se liefde aan ons is net genade. Jesus het 'n mens geword terwyl ons dit nie verdien het nie. Jesus het 'n mens geword en vir ons sondes kom sterf terwyl ons hom nie eens gesoek het nie. Ons het nie eens geweet ons het 'n redder nodig nie. Romeine 3 vers 10 en 11 sê, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. So in ons onheilige staat het ons nie eens geweet dat ons het 'n redder nodig nie. Ons het nie vir God gesoek nie. Maar Jesus het ons so lief gehad dat hy kom sterf het aan die kruis nog voordat ons geweet het ons het hom nodig. En dis die verskil tussen Christus se liefde vir die kerk en wêreldse liefde. Wêreldse liefde is gebaseer op dit wat jy daaruit kan kry. Wêreldse liefde is gebaseer op wat goed is vir jou, wat jy wil hê. En die wêreldse liefde leer ons dat as jy met iemand trou en sy's mooi of sy's oulik of sy dalk geld, van daai eienskappe gaan wegraak op 'n stadium in jou lewe. En dan is jy nie meer lief vir hom nie. Dis wat die wêreld ons leer. Want dit is gebaseer op wat jy kan kry. En as jy nie meer kan kry wat jy wil hê nie, dan kies jy iemand anders. Dis wat die wêreld ons leer. Wanneer die basis van jou liefde verkeerd is, sal dit altyd die resultaat wees. Altyd. Maar dit is nie hoe God liefhet nie. Dis nie hoe God my en jou liefhet nie. God het sy skepsels, ons lief, ten spyte van ons. Ten spyte van ons sonde. Nou dink gou 'n bietjie hieraan. As God lief gehad het, soos wat ons lief gehad het, sou hy aan een van julle genade getoon het. Verseker nie aan my nie. Nie een van ons sou God se genade ervaar het as God lief het soos die wêreld nie. Maar God het nie so lief nie. Want God is in wese liefde. God kan nie anders as om lief te hê nie. En God het ons sy liefde kom wys deur om homself in ons te kom wys. Deur om 'n mens te word. Christus het vir ons die voorbeeld kom stel. En dit bring ons by 'n probleem. Want dit beteken God vereis van jou om jou vrou lief te hê op sy standaard, nie op jou standaard nie. God vereis dit van ons. Met ander woorde, as jy sê jy's 'n Christen en jy het nie jou vrou op hierdie manier lief nie, dan is daar 'n moontlike probleem by jou Christenskap. Heel moontlike probleem. En weet julle hoekom kan God dit vereis? Hoor wat staan in Romeine 5 vers 5. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat in ons gegee is. Dis in jou hart. Ook in 1 Tessalonisense 4 vers 9. Oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. So ons het nie 'n verskoning nie. God vereis van ons om ons vrouens lief te hê soos hy ons liefhet.
En die rede hoekom hy dit kan vereis, want hy het homself in jou kom plaas. Daar's net een kwalifikasieklousule in vers 25. Manne, julle moet julle eie vrou lief hê. Jou eie vrou. Die een aan wie jy trou beloof het. Dit sê nie, manne, jy moet vir jou vrou lief wees wanneer sy oulik is nie. Dit sê ook nie, manne, jy moet vir jou vrou lief wees wanneer sy onderdanig is nie. Dit sê ook nie, manne, jy moet vir jou vrou lief wees as sy 'n Christen is nie. Hoor julle daar? Die enigste kwalifikasieklousule is jou eie vrou. Jy moet lief wees vir haar, ten spyte van wat sy is. Ten spyte van wie sy is. Dit beteken, jou vrou is 'n sondaar, né? So sy gaan tekortkominge hê. Sy gaan jou teleurstel. Sy gaan jou seermaak. Sy gaan. Jy moet haar lief hê. Jy moet haar lief hê soos wat Christus die kerk lief het. Christus, en hierdie is nog 'n eina oomblik. Christus het uit sy vrye wil besluit om sondaars lief te hê. Met ander woorde, ek en jy het 'n keuse of ons vrouens wil lief hê. Dis 'n keuse wat jy maak. Dis 'n besluit wat jy maak as 'n Christen man. Gaan ek my vrou lief hê soos wat God sê ek moet, of gaan ek vir die wêreld luister? Dis 'n keuse. God sê nie, jy moet jou vrou lief hê omdat sy so is of oulik is of wat ook al nie. God sê, jy moet haar lief hê want dit is sy wil. Want sy is 'n dogter van hom. Dit is wat God vir ons sê. Jesus het ons lief ten spyte van ons sonde, ten spyte van ons tekortkominge. En dit is hoe jy jou vrou moet lief hê. In Johannes 13 lees ons waar Jesus sy disippels se voete was. En hoor wat staan in vers 14 en 15, maar veral vers 15. As ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. So Christus het vir ons die voorbeeld gegee hoe om lief te hê. En dan moet ons dit doen. En dan later, vers 34 sê hy, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Manne, as jy bereid is om jou lewe te gee vir jou vrou, dan moet jy ook bereid wees om hierdie kleiner goedjies te doen, soos om vir haar lief te wees, soos om vir haar te lewe. Jy moet jouself verloon, deurdat jy jou eie behoeftes en jou eie begeertes op sy skuif, sodat jy aan haar behoeftes en begeertes kan voldoen, sodat sy gelukkig is. Dan het jy haar lief, soos Christus die kerk lief het. Is interessant, as jy gaan kyk na Titus en Timoteus, is daar riglyne van eienskappe waarin ouderlinge van die kerk moet voldoen. Het julle geweet dat een van die vereistes is, die man moet 'n man van een vrou wees. Dit beteken hy moet lief wees vir sy vrou. Hy moet lief wees vir sy vrou. Hy moet sy gesin reg bestuur. Sy kinders moet gelowiges wees. Met ander woorde, hier is die derde eina. Met ander woorde, 'n ware, die geestelikheid, die ware geestelikheid van 'n man word gemeet aan hoe hy sy gesin hanteer en lief wees vir sy gesin. En nie kan hy Bybelversies opsê of ken hy die skrifte of gee hy geld nie. Dis waarin jou geestelikheid gemeet word. As jy nie lief is vir jou vrou, soos wat Christus lief is vir sy kerk nie, hoekom sê jy lief wees vir die kerk? Hoekom sal jy lief wees vir enige iets anderste, behalwe jouself?
Die wêreld wil hê ons moet lief wees vir ons vrouens solank as wat ons iets uit hulle uit kan kry. Dis die wêreldse standaard. Maar die woord van God sê, wees lief vir jou vrou soos wat Christus die kerk liefhet. En hy het homself oorgegee vir die kerk. Jy moet jouself oorgee vir jou vrou. En dit beteken dat jy vir haar moet lief wees met 'n opofferende liefde. Jy moet bereid wees om enigiets op te gee ter wille van jou vrou. Enigiets. Jou eie begeertes, jou eie behoeftes, jou ambisie, jou liggaam, en as dit nodig is, ietsie kleins soos jou lewe. Dis wat opofferende liefde is. Daar's nog 3 aspekte van hierdie liefde. Heiligmakingsliefde, reinigingsliefde en volhardingsliefde. Maar genadiglik het ons net 'n uur, want ek weet nie of ons dit sal kan handle om dit alles in een sessie te hoor nie. So volgende week, manne, kom terug vir nommer 2, 3 en 4. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike geleentheid is hierdie nie, om net uit die woord uit te hoor hoe lief U ons het, nie, Here. Here, en dis ons maatstaf. Dis die standaard wat U vir ons gestel het. U liefde vir ons. Here, U is heilig, U is perfek. U is liefde. Here, ons kan net smeek dat U ons sal lei in hierdie proses, Here. Here, en ek wil namens elke man vanoggend hier vra. Eerstens wil ek bely, Here. En ek wil erken om te sê dat ek nie my vrou liefhet op hierdie opofferende liefde nie. Here, en vergewe my daarvoor asseblief. En ek wil dit vra namens elke man, Here. Vergewe hulle ook, Here. Here, en dan wil ek U vra, lei ons asseblief, Here. Here, versterk ons in hierdie proses. Want ons vrouens het ons nodig. Here, ons gesinne het ons nodig. Die kerk het godvreesende manne nodig, Here. En die samelewing het godvreesende manne nodig. Here, as dit U wil is, rig ons as manne op om eerstens die kerk en dan ons samelewing te gaan wys dat U ontwerp vir die gesin perfek is. Dat U ontwerp vir die gesin gebaseer is op liefde. Here, en dat U ontwerp vir die gesin altyd sal uitloop op genade. Here, toon asseblief van elke gesin hier genade, Here. Toon aan elke persoon hier wat nog nie 'n gesin het nie, Here. Toon aan hulle ook genade, Here. Here, ons is hier vanoggend want ons het 'n begeerte om gehoorsaam te wees aan U. Ons het 'n begeerte, Here, om ons gesinne te lei in U woord. Here, gee vir elke persoon wat hier sit vanoggend 'n groter liefde vir U woord. Here, gee vir elkeen 'n begeerte om tyd te spandeer in U woord en om meer te leer van U. Want dit is waar U besluit het om Uself aan ons te openbaar. Here, ons loof en ons prys U vir die geleentheid wat ons het om dit te kan doen. Ons loof en ons prys U vir die genade wat U in ons getoon het, Here. En ons loof en ons prys U vir U wonderlike seun, Jesus Christus. Ons eer U daarvoor, Here. Amen.